dink soms die Bybel het die geloof geskep, maar dis andersom. Die geloof het die Bybel voortgebring. Welkom by die Setcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe, kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie en daar waar ons bly, werk en speel. Dink daaraan, dit begin by 'n gebeurtenis, die opstanding. As Jesus in die graf gebly het, sou niemand sy storie onthou het nie. Maar toe hy opstaan, het alles verander. Daardie gebeurtenis het geboorte aan 'n beweging gegee, die kerk. 'n Beweging van gewone mense wat roep, hy leef. En daardie beweging het tekste voortgebring, die evangelies, Paulus se briewe, die ander geskrifte. Hierdie tekste is versamel, gekoester en uiteindelik in een boek gebind, wat ons die Bybel noem. Die Bybel is dus nie die beginpunt nie, dit is die gevolg. En dit beteken jou geloof staan of val nie met hoe jy elke detail verstaan nie. Dit staan of val met een ding. Glo jy dat Jesus leef? Prakties beteken dit, jy hoef nie alles reg te kry om hom te begin volg nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê nie. Jy anker jou geloof in die gebeurtenis van die opstanding en die beweging wat daaruit gekom het. En dis presies waar SA Gemeente se visie inkom. Ons sê, ons wil die nommer 1 netwerk vir jou lewe wees, en ons wil hê jy moet die nommer 1 netwerk vir ander se lewens wees. En wat is die kerk anders as 'n netwerk wat ontstaan het uit 'n gebeurtenis, 'n beweging, en dan eers 'n boek. Ons staan saam in dieselfde storie, wat al millennia lank mense se lewens verander. So hier is my uitdaging. Hou op om jou geloof te bou op los vrae of detail. Bou dit op die kern, 'n leë graf, 'n lewende koning en 'n beweging waarvan jy deel is. Tot volgende week, mooi loop.